Goeiemôre liewe broers en susters. Wat 'n wonderlike dag, ons dank die Here vir die dag en die nuwe week wat ons in sy naam mag ingaan. En is lekker om as gemeente hier saam te mag wees. Mag die Here ons ook seën in ons erediens en mag ons sy stem hoor. Ons dink ook in ons gebed daar in die belydennisklas. Belydennisklas word hierna is daar tussen hulle en die kerkraad is daar 'n bietjie geloofsgesprekke. Ons praat nie meer van 'n belydenisondervraging nie, want dit klink baie soos eksamen en toets. So, maar dis geloofsgesprekke, die eksamen en die toetsdeel, daai het hulle klaar met groot sukses afgehandel. So ons hou ons belydennisklas ook in ons gebede hierna. Dan enkele afkondigings van die kerkraad. Ter approbasie, dis vir goedkeuring aan die gemeente, die volgende lidmate goedgekeur verkies tot ouderling en diaken as ouderlinge: Herman van Wyk, Henk van Veen en Eben Leroux. Oor Eben sal ons later iets sê, daar's 'n bietjie van 'n spesiale opdrag wat Eben het, maar ons sal later daaroor gesels op 'n ander geleentheid. En dan Karin Besuidenhout as diaken en Bertie Oosthuizen as diaken, en dan ook Stiaan van Huisteen, Nico Loubser en Maries Leroux. So ons bid ook dat die Here hierdie lidmate sal lei in die oorweging en die opvolg van die roeping al dan nie. En dan die bevestiging is as die Here wil die 3de November. Dan opgeneem in die gemeente is Kevin en Letitia Kreer. Is Kevin hulle hierso? Kevin en Letitia Kreer. Ek sien hulle nie so vinnig hierso nie. Dooplidmate Deandre en Louis vanaf die Hervormde Kerk Christenburg Suid. So baie welkom dan ook aan hulle. Dan by ons gee om, Henry Grysenhout gaan DV Dinsdag 29 Oktober vir 'n operasie. Ons dink aan hom en sy gesin. Bid ook asseblief vir Duanay Lou na ongeluk, en sy is by die huis. Hierso staan nog in die nuusbrief, dit is ou nuus. Sy was in Vincrest gewees, maar sy gaan goed met haar. En dan Frans de Bruin het veelvuldige beenfraktuur opgedoen nadat 'n besem raak geskop het. Hy is geopereer en reeds ontslaan. Dit gaan ook beter met hom. Dan dank ons Here ook dat die Toeks Venter se operasie het goed afgeloop. Ek was reeds by haar ook gewees. Gaan goed met die tannie. Bid asseblief dan ook vir van ons lidmate wat ly aan demensie en aan Alzheimer se siekte. So ons bid ook vir ons lidmate en veral ons ouer lidmate wat aan hierdie siektes en ander siektes ly. Dan bid ons ook vir ons geloofsgesprekke met die belydennisklas wat ek net gesê het, en dan die matrieks begin môre met hulle eindeksamen. So ons bid vir ons matrieks dat die Here hulle regtig krag en genade sal gee om hard te werk. Ek sê altyd vir die kinders, bid asof jy nie geleer het nie en leer asof jy nie gebid het nie. So ons bid dat die Here hierdie matrieks ook die krag en genade sal gee om hard te werk en dan ook die goeie vrugte op hulle harde werk te pluk. Dan baie geluk aan ons kinders met hulle onderskeie. Daar's 'n klomp van ons kinders, dis te veel om op te noem. Akademiese prestasies, sportprestasies, kultuurprestasies, aanwysing as leiers. Ons sal later 'n bietjie 'n lysie maak en deurgee daarvan. So baie geluk aan ons kinders in verskeie skole wat mooi prestasies behaal het. Die verjaarsdae, oom Ampie Venter, ek sien oom Ampie sien ek nie so vinnig hierso nie. En dan Eben Badenhorst is hierso, ek het hom gesien. Waar's Eben? Baie geluk met die verjaarsdag Eben, dis Dinsdag die 22ste. En dan Rennie de Bruin, verjaar Woensdag. Ek weet nie of sy hierso is nie. Ek sien haar ook nie so vinnig hier nie. En dan Tannie Heila Vermeulen is ook nie hier nie. Ek weet nie of Tannie Heila se familie dalk hier is. Nee, Tannie Heila, ons sal haar gaan kry. Sy's in huis se ring. En dan van ons alle ander lidmate wat verjaar, Gerda Riekert verjaar maandag, Rensha werk. So Rensha van der Walt verjaar, en dan Ilse Marie Botus, en Rico Kriel, en dan Eckhart van der Merwe, en Renée van Tonder, Marinda Smith, Patricia van der Linden, Zenefin Marie
en George van Staden. So baie geluk aan ons lidmate wat hierdie week verjaar. Mag die Here julle 'n mooi en geseënde jaar gee. Dan bietjie slegte nuus, Tannie Chrissy Redelinghuis wat altyd daar saam met Tannie Chrissy en Tini gekom het met die rolstoel. Sy is oorlede gister. En Tannie was 92 jaar oud en sy het 'n goeie en 'n vol lewe gehad, en gister toe ek by haar was, toe was sy nog vol grappies gewees met my, maar sy het haar asem het net opgeraak. So ons dink ook aan julle familie, Tannie Chrissy en Tini en CF. Mag die Here julle regtig vertroosting gee hierdie tyd. Dan kinders, ons vra dat die kinders met die oog op die Kerssangdiens, dan net, dis al die kateksasie kinders, na die diens by die orgel bymekaar kom. Daar's kooroefening vanmiddag 16:30 en dan DV volgende Sondag. DV volgende Sondag is daar nie 'n erediens hier nie, maar wel by Sentraal. En dit is dan ons gesamentlike hervormingsdiens, hervormingssondag. Dis altyd die laaste Sondag van Oktober. En wanneer ons dink aan gereformeerde woordbediening, dan is dit Bybelse woordbediening. En hervorming gaan juis oor die gereformeerde en die Bybelse woordbediening. Goed, en dit is dan gesamentlik by Sentraal, onder in Kerkstraat. Goed, broers en susters, kom ons word rustig en ons gee geleentheid vir stil gebed. Vat die nuusbrief en bid asseblief vir die sake wat ons nou genoem het. Lied, broers en susters, sing ons lied 175 en 176. En daarna bely ons afhanklikheid van die Here.
Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word die teestanders, die vyande en raakgieriges tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre, waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink? Die mense kind dat U na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak. U het hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles aan hom onderwerp, skape, beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. En ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Liewe broers en susters, die Here seën ons. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus en die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing ons loflied, ons sing 2 liedere, lied 199, vers 1, 2 en 3, en dan sing ons Psalm 105, 1, vers 1 en vers 5, daarna bely ons geloof.
Voordat ons nou ons geloof bely, Romeine 10 van vers 9 af, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê tog niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie, niemand nie. Dit maak dus geen verskil of iemand 'n Jood of 'n Griek is, want dieselfde Here is Here van almal, en hy seën almal wat hom aanroep ryklik, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Broers en susters, ons bely ons geloof soos wat God van ons vra. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here. Ek glo dat hy ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, dat hy gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Ek glo dat hy die lyding van die hel ondergaan het. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die Here se eise vir ons lewe lees ons ook uit Romeine uit. Romeine hoofstuk 12, daai eerste gedeelte. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, en dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net soos ons, al is ons baie in Christus een liggaam, almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. En as dit die gawe is om God se boodskap te verkondig, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit dan sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. En dan wil ek die laaste vers van Romeine 12 ook lees, Paulus se wenresep teen die sonde. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie te doen. Die slegte goed in jou lewe wat nie by jou en my as gelowige pas nie. Dit wat ons lees in die woord van God, dit wat ons nie moet doen nie. Daarvan moet ons wegvlug en ons moet dit vervang deur goed te doen en Jesus se liefde die wêreld in te dra, sigbaar te maak in wat ons doen. Kom ons antwoord op die Here se eise vir ons lewe met die sing van Psalm 119:2. Ons sing daar vers 1 en vers 3
en dan doen ons saam 'n gebed. Almagtige God en ons hemelse Vader, ons loof en ons prys en ons dank en ons aanbid U vir hierdie wonderlike geleentheid wat U geskep het. U het ons hier bymekaar geroep. U het hierdie dag bepaal en solank as wat ons hier sit, Here, weet ons dat U nog met elkeen van ons 'n plan het. Dankie dat U ons toerus deur die woord en Heilige Gees. Dankie dat ons as gemeente hier mag bymekaar kom om U naam aan te roep, ons geloof in U te mag bely, U seën te mag ontvang, U wet aan te hoor, U woord aan te hoor en toerusting mag ontvang van die Heilige Gees vir die belangrike werk wat ons in die koninkryk moet doen. En dit is om die evangelie van ons Here Jesus Christus die wêreld in te dra, vir almal te vertel dat God die wêreld so lief gehad het dat hy sy enigste seun gestuur het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Baie dankie Here vir elkeen se persoonlike versekering wat U ons gee, dat ons ingeplant is in ons Here Jesus Christus. En dankie vir die woord wat ons mag oopmaak en U stem so duidelik daaruit mag hoor. Ons bid Here, gee vir ons geopende ore en ontvanklike harte om dit wat ons hoor ons eie te maak, werklik met ons geloofshande daaraan vas te gryp en te weet, Here, dat U ons nooit sal verlaat nie, dat U altyd by ons is, dat U ons die sekerheid gee elke dag deur die woord en Heilige Gees, dat ons U kinders is en dat niks ons van die liefde kan skei nie. Vader, baie dankie dat ons as gemeente ook vir mekaar mag bid. Ons het kennis geneem van 'n klomp lidmate wat operasies ondergaan het en moet ondergaan.
Ons bid, Here, dat U wat die groot geneeser is, ook genesing sal gee. Gebruik ook elke dokter en die mediese personeel om U werk te doen en uitkoms te gee, soos wat net U dit kan doen, Here, en lei ons as U kinders om te bid en te bly bid, met vertroue en geloof te bid, met die sekerheid dat U ons gebede ook verhoor. Vader, ons loof en dankie ook vir die voorreg wat ons het om in die koninkryk en in die dienste mag staan, en ons bid dat U elkeen van ons sal gebruik, op die pad waar U ons heen stuur, in ons werk en by die skool, en tussen ons vriende, wanneer ons op die sportveld is, waar ook al, Here, dat ons U naam sal verheerlik in alles wat ons doen, dat Jesus se liefde ook deur ons die wêreld sal ingaan. Vader, dankie dat U ons ook op aarde geplaas het, waar die politiek en die landsregerings hier in die FSA en op ander plekke so die mekaar is, bid ons, Here, dat U deur die leiers, deur die woord sal regeer, dat U bekering sal gee waar daar bekering nodig is en nuwe insig, soos wat U ons leiers wil lei. Vader, ons bid dat U ons land ook sal beskerm en bewaar. Dankie vir die goeie rigting waarin ons land op pad is, maar daar is nog steeds baie korrupsie en baie misdaad, baie geweld. Ons bid, Here, dat U ons as U kinders tog sal beskerm en bewaar. Vader, dan bid ons ook vir ons kinders en jong mense en die aanslag van die Satan op ons kinders en jong mense. Ons bid dat U hulle sal beskerm en bewaar. Geef hulle die krag en die wysheid om aan die woord en die beloftes in die woord te bly vashou. Rus hulle toe. Gebruik elke ouer, elke katekisasie leerkrag, elke dominee, elke ouderling. Here, gebruik ons om U kinders te leer, om 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus te leef elke dag. Baie dankie, Here, dat ons mag weet dat ons uit genade gered is en dat niks ons van U liefde kan skei nie. Vader, ons bid ook in besonder vir ons kinders wat eksamens skryf, ook die matrieks. Ons bid dat U hulle die krag sal gee om die laaste pylvak in hulle skoolloopbaan aan te pak met geloof en met volharding. Geef hulle die krag om hard te werk en te vertrou dat U, Here, hulle sukses sal laat behaal soos wat hulle werk en soos wat U dit wil. En ons bid dat U elkeen van hulle ook in die regte rigting sal stuur, waar hulle dalk gaan studeer of werk of ander toerusting kry. Ons bid, Here, dat U elkeen soos 'n legkaartstukkie in U groot plan sal inleg en dat U elkeen sal gebruik om U koningsheerskappy, U koninkryk elke dag meer en meer sigbaar te maak. Vader, ons bid vir hulle wat swaar kry, hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons bid, Here, dat U troos en uitkoms sal gee, dat U hulle geloofshande sal versterk en ons geloofsoë, Here, skerp sal laat kyk, dat ons Here Jesus Christus, wat die dood oorwin het, elke dag nader en nader op die wolke van die hemel sal sien aankom. Baie dankie, Here, dat ons ook vir mekaar mag bid. Geef ons die krag om mekaar se hande te vat en mekaar ook te bemoedig en te versterk. Ons bid dat U ons nou sal lei waar ons U woord oopmaak en dat ons sal verstaan wat U ons wil leer. En dat hierdie boodskap ook in die hele wêreld sal uitgaan. En dat Jesus Christus en dat U, Here, die eer sal ontvang en U koninkryk uitgebrei sal wees. Amen. Ons klein kindertjies kan gou uitgaan. Hulle het hulle eie woordbediening op 'n eenvoudige vlak. En dan lees ons uit Deuteronomium 29 en Deuteronomium 30. Dit is dan ons skriflesing. Goed.
Behalwe die verbond wat Moses by Horeb met die Israeliete gesluit het, het hy op bevel van die Here ook in Moab 'n verbond met hulle gesluit. Hier volg die inhoud daarvan. Moses het die hele Israel bymekaar geroep en vir hulle gesê: "Julle het self ondervind wat die Here alles voor julle met die Egiptenare, met die Farao en al sy amptenare en met sy hele land gedoen het. Die groot rampe wat julle self gesien het, die tekens, daardie groot wonderdade. En tog het die Here tot nou toe nie vir julle verstand gegee om te verstaan, oë om te sien en ore om te luister nie. Ek het julle 40 jaar deur die woestyn gelei, julle klere het nie aan julle liggame versluit en julle skoene het nie stikkend afgeval van julle voete af nie. Julle het die brood geëet en wyn of julle het nie brood geëet en wyn of bier gedrink nie, sodat julle kon leer dat die Here julle God is. Toe julle by hierdie plek aangekom het, het koning Sihon van Hesbon en koning Og van Basan opgetrek om teen ons oorlog te maak. Ons het hulle verslaan en hulle land afgevat en dit as besitting gegee aan Ruben en Gad en aan die halwe Manasse stam. Sorg dat julle doen wat hierdie verbond bepaal en lewe daarvolgens, sodat julle voorspoedig sal wees in alles wat julle aanpak. Julle staan vandag almal in die teenwoordigheid van die Here, julle God. Julle is almal hier, hoofde, stamme, leiers, beamptes, elke Israeliet, ook julle kinders en julle vrouens, selfs die vreemdelinge wat by julle in die laar is, die wat julle hout vir julle moet kap en die wat julle water vir julle moet aandra. Julle staan hier sodat julle deel kan kry aan die verbond van die Here julle God, wat hy vandag onder eed met julle sluit, sodat hy julle vandag sy volk kan maak en hy julle God kan word, soos hy julle beloof het en soos hy met 'n eed beloof het aan julle voorvaders Abraham, Isak en Jakob. Die Here het gesê: dit is net julle met wie ek hierdie verbond onder eed dit is nie net julle met wie ek hierdie verbond onder eed sluit nie. Hy sluit die verbond met almal wat vandag hier saam met ons voor hom, die Here ons God staan, maar ook met hulle wat nie vandag hier saam met ons is nie. Daai sluit ook jou en my in. Dan lees ons van Deuteronomium 29, van Deuteronomium 30. Lees ons van vers 11 af. Die gebod wat ek jou vandag beveel, is nie te moeilik vir jou nie. Dit is ook nie buite jou bereik nie. Dit is nie in die hemel nie, sodat jy nie hoef te sê, wie sal vir ons opklim hemel toe om die gebod vir ons te gaan haal en ons dit mee te deel, sodat ons daarvolgens kan lewe nie. Dit is ook nie oor kan die see nie, sodat jy nie hoef te sê, wie sal vir ons oorvaar na die oorkant en die gebod vir ons gaan haal en ons dit mee te deel, sodat ons daarvolgens kan lewe nie. Die gebod is baie naby aan jou. Jy kan daaroor praat, jy ken dit. Jy kan daarvolgens lewe. Vers 15, ek het vandag die lewe en die voorspoed, die dood en die teëspoed aan jou voorgehou. As ek die Here jou God liefhet, of as jy die Here jou God liefhet en jy sy wil doen, deur sy gebooie, sy voorskrifte en sy bepalings wat ek jou vandag gegee het te gehoorsaam, sal jy lewe en baie word in die land wat die Here jou God, sal jy lewe en baie word en sal die Here jou God jou voorspoedig maak in die land wat jy in besit gaan neem. Maar ek verkondig vandag aan julle, as jy van die Here wegdraai en hom nie gehoorsaam nie, en as jy jou laat verlei om ander gode te vereer en te dien, sal julle almal omkom, sal julle nie lank bly woon in die land wat jy in besit gaan neem, sodra jy deur die Jordaan getrek het nie. Ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle, dat ek die lewe en die dood aan jou voorgehou het, die seën en die straf. En dan ons teksverse, kies die lewe, sodat jy en jou nageslag
kan lewe. Om die Here jou God lief te hê, hom te gehoorsaam en hom aan te hang, sal vir jou die lewe gee en jou lank laat woon in die land wat die Here met 'n eed aan jou voorvaders Abraham, Isak en Jakob beloof het om dit aan hulle te gee. Kies die lewe sodat jy en jou nageslag kan lewe. En hieruit ook, broers en susters, die tema, kies die lewe sodat jy kan lewe. Ek sou ook kon sê, kies die lewe omdat God jou gekies het, wat dan die uitverkiesing sou beklemtoon. Kies die lewe sou mens ook verkeerd kon verstaan. Tussen al die verskillende paaie moet ek net sorg dat ek die regte pad kies. My keuse. Tussen al die verskillende godsdienste en verlossers moet ek net Jesus kies. Liewe Jesus kies. Ek moet kies om my hart vir die Here te gee. Ek moet kies om my te bekeer. Ek moet kies om my te laat doop. En ek moet 'n datum hê waarop ek my hart vir die Here gegee het. Dan broers en susters, dink aan Paulus en Timoteus. Paulus het op die pad na Damaskus, het daai verblindende lig, het die Here aan hom verskyn, en op daai spesifieke dag het die Heilige Gees Paulus se hart aangeraak. En op daai spesifieke dag, daai dag wat hy na Damaskus gereis het, daai spesifieke dag en datum, het God deur sy woord en Heilige Gees vir Paulus sy kind gemaak het. Sy kind gemaak. Het hy hom gered. Paulus het 'n dag en 'n datum gehad. Maar Timoteus, soos baie van ons, sy ma en sy ouma het hom groot gemaak. Louise en Eunice het hom groot gemaak aan die voete van die Here. Soos wat ek ook groot geword het. Ek het groot geword aan die voete van die Here. My ouers het my laat doop toe ek 'n baie klein babietjie was en niks kon verstaan nie. Soos baie van julle ook. En soos wat die tyd aangaan, het my ouers ook hulle verbondsbelofte nagekom aan die Here om my te leer om hom te dien. Ek het nie 'n dag en 'n datum waarop ek tot bekering gekom het nie. En is ook nie vereiste nie. Geliefdes, redding en verlossing van sondaars is en was nog nooit 'n mens se keuse nie. So kies die lewe beteken beslis nie kies jou eie verlossing nie. Want na die sondeval is ons van nature geneig om verkeerd te kies. Ons bely in ons belydenis, ons is van nature geneig om God en ons naaste te haat. Dink jouself in. Die meeste van die besluite wat jy neem, of kom ons sê baie van die besluite wat jy neem, vir my is dit baie keer, meeste van die besluite wat ek neem, is gerig op my huidige omstandighede. Baie van die besluite wat ons neem is gerig op onsself en nie op God se koninkryk nie. So ons is eintlik van nature geneig om God en ons naaste te haat. En dit is hoekom God ons leer van genade. Hervorming, tydens die hervorming is die genade en die genadeleer beklemtoon. Paulus beklemtoon die genadeleer in Efesiërs 2. Julle was dood as gevolg van julle sondes, maar julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Die redding kom nie uit julleself nie. Dit kom nie uit julle eie verdienste nie. Daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. God neem die inisiatief by die redding van die mens. Hy sien jou en my, hy sien die mense sy sondenood raak, buig na hom toe neer in ons Here Jesus Christus,
Hy het sy kinders uitverkies voor die grondlegging van die wêreld, Efesiërs 1 vers 4, gaan lees dit gerus. Hy het my uit genade gered, my sy kind gemaak, en daarin lê daar vir my as 'n geredde kind van God 100% sekerheid dat ek God se kind is en dat niks en niemand my uit sy hand uit sal kan ruk nie. Kom ons begin by die begin. God se begin. Genesis 1. Hy begin deur alles uit niks te maak. Hy skep die hemel en die aarde en die son en die maan en die sterre. Uit niks. En dan skep die lewende God groen plante, wat saad gee, bome, wat vrugte dra, elkeen na sy aard. Laat hy uit die aarde voorkom. Die lewende God, gaan lees maar gerus Genesis 1 en 2, die lewende God wat lewe gee, laat toe die waters krioel van die lewende wesens, groot, klein seediere, krappe, walvisse, haie, ander visse, jellyvisse, slakkies, elkeen na sy aard, tot die kleinste mikroorganismes in die see. Hy het die voëls geskep om oor die aarde te vlieg, groot en klein. Verskillende soorte diere, mak en groot en wilde diere, klein diere, elkeen na sy aard. God het vir sy skepping gesê, wees vrugbaar, in die diereryk, wees vrugbaar, word baie en bewoon die waters en die land. En die lewende God het die mens gemaak. As sy beeld het hy die mens gemaak, om die skepping namens hom te bestuur. Die Here God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde, lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. God het die mens die kroon, die absolute hoogtepunt van sy skepping gemaak. En met daai mens tree hy in 'n verhouding. En jy en ek, broers en susters, is geroep om God se beeld op aarde sigbaar te maak, die aarde te vul, die skepping te bewoon en te bewerk, te ontwikkel, daaroor te heers, sorg dat God se grootheid as skepper meer en meer sigbaar word, so te leef dat sy koningsheerskappy meer en meer in ons lewens sigbaar word. En dan het God aan jou en my die vryheid gegee om te kan kies. Te kan kies hoe ons God se opdrag wil nakom. Ek kan besluit of ek safari tuine om wil ry om by RAS uit te kom en of ek reguit soontoe wil ry. God gee vir jou keuses. God het ons nie stokke en blokke gemaak nie, so bely ons nie Dordtse leerreëls hoofstukke 3 en 4. So jy's nie soos 'n trein op 'n spoortjie wat net kan ry waar daai spoortjie jou lei nie. God gee vir jou en my keuses om te maak. Maar hy gee ook duidelike riglyne vir daai keuses wat ons moet maak. Ons weet van die universele ramp, die sondeval. Mens kies verkeerd. Hy kies ongehoorsaamheid. Die slang verlei Adam en Eva en hulle eet toe van die boom waarvan God hulle uitdruklik beveel het om nie te eet nie. Hy sê die dag as hulle daarvan eet, sterf hulle, en so het die mens, so het ook ek en jy die dood oor onsself gebring. En deur die sonde kom daar toe 'n kloof tussen God en die mens. En deur daai kloof het die mens die ewige dood oor homself gebring. Die verhouding met God verbreek. Maar broers en susters, God se oneindige liefde vir sy kinders bly in sy hart brand. Psalm 103. So groot is die afstand tussen hemel en aarde, so groot is die Here se liefde vir die wat hom dien. Jeremia 31. Ek het jou nog altyd lief gehad en daarom het ek jou met geduld verdra. Hosea 11
vers 8, sê die Here, hy kan sy volk nie maar net los nie, want sy liefde brand te sterk. Die Here gee vir Jona, wat sy eie kop volg, probeer weghardloop van God. God gee vir Jona 'n tweede kans. En hy gee die mense van Ninive 'n tweede kans. Hy gee jou en my 'n tweede kans. Elke dag 'n tweede kans om terug te draai, om tot berou en tot bekering van ons sonde te kom, solank as wat ons lewe. Genesis 3 vers 15 lees ons die moederbelofte, so genoem omdat dit die eerste van al die beloftes was. Ek stel vyandskap tussen jou en jou vrou, en tussen jou nageslag, tussen jou en die vrou, praat met die slang, en tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. En hoewel die belofte 'n vloek oor die slang uitspreek, broers en susters, lê die belofte daarin, dat die vrou se nageslag, en in die lig van die Nuwe Testament weet ons dit, ons Here Jesus Christus, die slang sal oorwin. En dit het ook gebeur, toe hy uit die hemel uit gegooi is. Deur die eeue, broers en susters, loop God met sy volk 'n pad na die oorwinning. Hy verlos hulle uit die slawerny in Egipte. Hy stuur voortdurend van sy diensknegte om sy volk te lei. Konings, rigters, profete, priesters. Uit liefde gee hy vir hulle sy wet, sy woord, sy reëls, waarvolgens hulle moet leef. En hierdie wet moet hulle nakom, nie om in 'n verhouding met hom te kom nie, want hulle is in 'n verhouding met hom. God het jou en my in 'n verhouding met hom geplaas, maar hy gee sy woord en hy gee sy wet vir jou en my om na te kom, om ons gehoorsaamheid en ons toewyding aan God te wys, tasbaar, sigbaar te maak. God sluit 'n verbond met Abraham, die vader van die gelowiges, en sy nageslag. En hy sê, ek is die almagtige, lewe, Hebreëus staan, wandel voortdurend naby my, lewe naby my en wees opreg. En ons praat van 'n genadeverbond. God het ons in ons nood raak gesien, na ons toe neergebuig in Jesus Christus. Ek kan nie uit my eie uit besluit, ek gaan God nou aanneem nie. Wanneer ek die roepstem hoor, wanneer ek die evangelie hoor, dan het ek die verantwoordelikheid om reg te reageer, soos wat God van my vra. God bind homself aan sy kinders deur Abraham, deur by monde van Abraham met 'n verbond. Hy sê, ek sal jou God wees en jy moet my dien. So verbond hoor ons bind en ons hoor band, bindende ooreenkoms. Dis 'n kontrak tussen twee partye. En hierdie sluiting gaan gepaard met een of ander handeling, soos die slag van 'n dier. En in die Bybel wys dit na die besondere verhouding wat God met sy volk het. En dan neem hy ook die inisiatief. Soos wat hy die inisiatief geneem het met die skepping, soos wat hy die inisiatief geneem het om die mens na die sondeval op te soek, soos wat hy die inisiatief geneem het om met die mens 'n pad te begin stap, omdat hy lief is vir sy mens wat hy gemaak het. Hy verlos sy kinders en gee vir hulle genade. En dan moet hulle op sy genade antwoord deur gehoorsaamheid. Ons teksvers, ek het vandag die lewe en die voorspoed, die dood en die teëspoed aan jou voorgehou. Deuteronomium 29 vers 9 lees ons van die lewe. Sorg dat julle doen wat hierdie verbond bepaal en lewe daarvolgens, sodat julle voorspoedig sal wees in alles wat julle aanpak. Ons het ook gelees van die dood in vers 18. Pas op dat daar nie dalk onder julle 'n man of 'n vrou, 'n familie of 'n stam is wat vandag afvallig word van die Here en van die gode en daardie nasies gaan dien nie. Die Here sal so iemand nie wil vergewe nie. Die toorn, dis God se heilige woede oor die sonde van die Here sal teen so iemand ontbrand. En elke vloek wat in die boek opgeteken is, sal hom tref.
Die Here sal die herinnering aan so iemand se naam van die aarde af wegvee. En dan die belofte in Deuteronomium 30 vers 1 tot 3 waar die Here sê, wanneer al hierdie dinge, die seën en die straf wat ek aan jou voorgehou het, oor jou kom, en jy daar tussen al die nasies waarin ek die Here jou God verdryf het, daaraan dink, en jy sal, en jy daaraan, daaraan dink, en jy terugkom na die Here jou God, en hom gehoorsaam, en jy en jou kinders met hart en siel doen wat ek vandag vir jou beveel, sal die Here jou God jou omstandighede verander. So, lewe naby God, lewe opreg, lewe aan die voete van ons Here Jesus Christus. Die Here stel sy volk voor die keuse. Hulle ken God, hulle ken sy verbond, hulle ken ook sy eise vir hulle lewe. En hulle moet nou kies, lewe of dood. God het reeds gekies. Hy het hulle sy kinders gemaak, deur 'n verbond met hulle te sluit. En hulle moet nou op sy liefde en genade antwoord, deur gehoorsaamheid. Broers en susters, dink aan jou gesin en dink aan 'n kind. Jy en jou gesin en jy en jou kind is onlosmaaklik aan mekaar verbind. Dit beteken nie dat jou kind alles gaan doen wat jy sê nie. En partykeer is jou kind ongehoorsaam. En dan is dit partykeer nodig dat jy daai kind se eie wil moet ombuig deur hom of haar te straf. Maar dit verander nie in die verhouding nie. Dit verander ook nie aan daai liefdesverhouding nie. Dis juis uit liefde dat jy die boompie wat skeef groei, snoei. En dat jy die boompie wat skeef groei reguit buig. Dis uit liefde. En dis wat God met ons as sy kinders doen. Kies die lewe. En hy sê, kies die lewe sodat jy en jou nageslag kan lewe. Kies, broers en susters, moet ons reg verstaan. Nooit soos Pelagius in die 5de eeu. Nou krap ek nou 'n bietjie terug in die kerkgeskiedenis. Interessant, die belydenisklas het ons in hulle belydeniscatechisasie het ons baie gekyk na die kerkgeskiedenis en spesifiek ook na Pelagius wat geleer het dat die mens Adam neutraal geskape is met die wil om te kies. 'n Mens kan dan die verkeerde afleiding maak dat deur te dink dat jy vir jou 'n verlosser uit verskillende verlossers moet kies. Maar dink jouself weer in aan 'n gesin. Binne in my gesin kies ek maak ek die regte keuse deur gehoorsaam te wees aan my ouers. Aan die begin van die preek het ek verwys na moderne weergawe van die dwaling van Pelagius. En dit is onder andere om te kies tussen al die verskillende verlossings en kerke en godsdienste. Moet ek Jesus kies? Ek moet Jesus kies. Ek moet my hart vir die Here gee. Ek moet kies en my bekeer en my laat doop. Ek moet 'n datum hê waarop ek my hart vir die Here gegee het. Broers en susters, dis nie ons wat na God toe uitgereik het nie. Dis God wat na ons toe neergebuig het in Jesus Christus. En hy het ons reeds gered. En dan eis hy van ons gehoorsaamheid. Hy eis van ons om die regte keuse te maak. En dit is die keuse te maak om gehoorsaam te wees aan God. Ek het begin by die begin van lewe. God beloof vir Abraham en sy nageslag. En elkeen wat in verhouding met hom staan, beloof hy die ewige lewe. God se verbond is soos 'n goue draad wat reg deur die woord sny en nooit ophou nie, want dit is 'n ewige verbond. God se verbondsbeloftes aan Abraham is dat hy 'n land sal hê, dat hy 'n plek sal hê waar hy bly. Sy verbondsbeloftes is dat sy nageslag so groot sal wees soos die sand aan die see en die sterre in die hemel. Ek het begin met lewe en God se belofte van die ewige lewe. Johannes 3 vers 16, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun
gestuur het, gegee het, soos 'n geskenk het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die lewe is 'n gawe, 'n geskenk van God, Romeine 6 vers 23. Die loon wat die sonde gee, is die dood. Die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Kies daai lewe. Lewe het betekenis, Psalm 16 vers 5 en vers 11. Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. U leer my hoe om te lewe. 2 Korintiërs 2 vers 15-16. Lewe versprei lewensgeur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die dood die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan is dit 'n doodsreuk wat dood bring. Vir die wat gered word is dit 'n lewensgeur wat lewe wek. Lewe het 'n vaste bestemming, Johannes 10 vers 28. Ek gee hulle, dis my skape, die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Johannes 10 vers 25. Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Ware lewe is in Christus. 1 Johannes 5 vers 11 tot 13. God het ons die ewige lewe gegee. Dis die bestemming. God het ons die ewige lewe gegee. En die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skryf ek vir julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Broers en susters, sluit af. Om te lewe is een van die wonderlikste gawes wat God uit genade aan sy kinders gee. Deur die sondeval het die mens die straf van die ewige dood oor homself gebring. So ons verdien almal om die ewige verderf in te gaan. Maar God het na ons toe neergebuig in ons Here Jesus Christus. En hy gee vir ons langs die weg van geloof, langs die weg van die bediening van die woord wat deur ons ore tot ons harte kom, gee hy ons die ewige lewe in ons Here Jesus Christus. Gee hy ons 'n nuwe keuse van gehoorsaamheid, liefde tot God en liefde tot ons naaste. En die Here vra van jou en my geloofstoewyding op die pad wat hy saam met ons stap. Nie gehoorsaamheid en nooit gehoorsaamheid om gered te word nie, want ons is klaar gered. Dit is een van die kernpunte van gereformeerde woordbediening. Jy's uit genade uitgered en niks kan enigiets aan daai redding verander nie. Kies die lewe. Kies gehoorsaamheid aan ons Here Jesus Christus, omdat God jou uit genade gekies het. Amen. Broers en susters, van die nuusbrief. En ons gee nou geleentheid vir stil gebed. Dink 'n bietjie oor daai teks en bid dat die Here jou die krag en die genade sal gee om reg te kies, omdat hy jou gekies het.
Hemel, ons loof en ons prys U vir U woord. Dankie vir die troos wat U ons gee in die woord. Here, dat ons nie in ons swakheid Jesus hoef te gaan opsoek, Jesus hoef te kies nie. Maar dankie dat ons mag weet dat U ons eerste lief gehad het en in ons Here Jesus Christus na ons toe neergebuig het, in ons harte geloof gewerk het deur die woord en Heilige Gees, en dat ons met ons geloofshande aan U verlossing in Jesus Christus mag vashou. Dankie Here vir die sekerheid van die ewige lewe wat U ons gee deur die woord en Gees. Dankie dat ons mag vashou aan ons Here Jesus se woorde, wie in my glo, het die ewige lewe. Dankie Vader, dat ons die sekerheid het en ons bid, geef ons die krag en die wysheid en die genade om elke dag in gehoorsaamheid aan U reg te kies en sout en lig te wees en 'n verskil te maak in die wêreld as instrumente in U hand. Here, vergewe ook die verkeerde goed wat ons doen. Ons bid dat U ons elke dag sal lei, dat ons elke dag opnuut sal terugdraai na U woord. En dit bid ons ook in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing, broers en susters, lied 255, vers 1 en vers 2, en daarna gee ons die diakens geleentheid vir ons liefdesdiens. So ons sing lied 255, vers 1 en vers 2.
Kom ons sluit nou af met die sing van lied 184, ons loflied, en ons sing daar vers 1, 2, 3 en 4. Broers en susters, die Here seën ons uit Hebreërs 13 van vers 20 af. God wat vrede gee, het ons Here Jesus deur die bloed van die ewige verbond, wat die groot herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Broers en susters, gaan drink asseblief almal lekker saam tee daar in die Lapa.